Jy is geskakel by Soggens met Sarina. Nou, tyd vir ons regsgesprek. En vandag praat ons oor die Suid-Afrikaanse regering wat die afgelope week sy nuwe rasse in diensnemingskwotas gepubliseer het. Dit gebied ondernemings om wit mans tot so min as 4% van hul werkmag te verminder. En kragtens die wet op gelyke indiensneming is die doel om billike verteenwoordiging van aangewese groepe in indiensneming in die land oor die land heen te verseker. Die regulasies lei moontlik die mees verrykende rassifikasie van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark in. En vir meer hieroor gesels ons vandag met Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van die Nasionale Werknemersvereniging. Goeiedag Gerard, baie welkom by ons program. Hallo Sarina, werkgewersorganisasie. Werkgewersorganisasie, dankie dat jy my reg help. Gerard, in gewone Afrikaans is hierdie nuwe regulasies nou 'n manier om van wit mense in die werksmag ontslae te raak? Wel, ekskuus, ek praat hier op my foon, maar nou praat ek met myself, Sarina. Dit mag glad nie saak nie, ek klink reg aan ons kant. Okay, dit is feedback by my, maar dan is dit reg so. Wel, dit wil nie net so voorkom nie, dit is inderdaad so, dit is amper exterminering van wit mans in jou werksplek. Dit is enorm, ek sit in 'n vergadering onlangs met Duitse van die ambassade, en dis nie ambassadeur self nie, dit is 'n ander persoon wat daar betrokke was, wat die opmerking gemaak het dat jy kan hierdie ding, die wetgewing teen die Jode in die 1930s lyk omtrent so. Sure. Ja, dit is baie, as jy kyk na die 4%, die tegniese vlak, technical, geskoolde technici, 4% in jou werksmag, dan gee dit vir jou 'n idee hoe ingrypend dit is inderdaad. Nou, wat is van die maniere waarop die nuwe regulasies nou dit wil vermag, Gerard? Wel, hulle skryf dit, dis 'n wetgewing. Die wet op gelyke indiensname skryf dit voor, en nou het die regering regulasies ook afgekondig. Nou, ons sal daaroor praat. Ons neem nou regstappe, ons saam met Sakeliga, ons het besluit om in hierdie saak saam hierdie saak te bring. Ons vat hierdie goed aan, ons kan later daaroor praat, maar wat hier gebeur is, dit is in regulasies, dit skryf voor. Dit gee vir jou persentasies in alle vlakke, dit sê vir jou, jy mag soveel op jou hoogste vlak, is jou boonste bestuursvlak, soveel witmans toegelaat, en al die klere. 3 kategorieë, hier is jou aangewese groepe mans, aangewese groepe vrouens, en dan is daar ook ruimte vir persone met gestremdhede. So jy moet gaan sit met 'n spreadsheet, met jou spreadsheet opstel, dis waarop dit neerkom, en dan moet jy jou werksmag beplan, die toekoms aan die hand van jou spreadsheet. Jy moet soveel van rassegroepe hê, en soveel vrouens, soveel gestremdes, en wat oorbly, kan jy maar wit mans ook insit. Sjoe, watter sektore van die arbeidsmark word hierdeur geraak, Gerard? Alles. Daar's niks, daar's geen element hierby uitgesluit, geen sektor nie, alle sektore, maar ons kan net nou praat oor die regstappe, dan gaan dit ook 'n aanduiding gee wat is dan gebeur. So alle sektore is aangesluit. Nou, maar dis 2 tipes. Een sektor is generies, en dan is daar sektore wat spesifiek is, soos byvoorbeeld die regsberoep het sy eie sektor teikens. Nou toevallig het die regsberoep ook nou wakker geword, en hulle vat van die grootste landse grootste regspraktyke vat dit hof toe, maar net ten opsigte van daardie sektore. Want hulle het nou besef, hulle het vir jare lank stil gebly en saamgespeel, en nou het hulle besef, maar hierdie ding is eintlik onmoontlik. Nou hierdie is vir regsredes onmoontlik, maar hierdie is ook weens praktiese en operasionele redes onmoontlik. En as jy wil, kan ons daaroor gesels. Ja, ek wil juist vra, julle voer nou aan dat dit ongrondwetlik is. In watter opsig sê so? Wel, nommer 1, jy weet, dit begin die land absoluut op rassegrondslag verdeel. Nommer 1, moet 'n persoon sê wat is sy ras,
En as hy weier om te sê, dan moet die werkgewer 'n besluit maak oor of watter ras jy is, aan die hand van hoe jy vir daai ou lyk. As 'n ou vir jou as 'n persoon vir jou brein kan lyk, dan kan jy hom as brein klassifiseer. As jy self weier om te sê wat jy is, want jy voel jy kan geïnkrimineer word as jy sê watter ras jy weet wat jy is, maar jy wil dit nie sê nie, kan 'n ander ou besluit wat jy is. Nou daar's geen rassifikasie, daar's geen aanduiding vir my om te sê wat 'n ras jy is nie. Nou, ek kan sê, maar dis ooglopend. Wel, dit mag vir party ouens ooglopend wees, maar jy weet ons, daar word bepleit dat ons kleurblind moet wees, en nou sê ons nee, jy as werkgewer moet besluit. So, dis definitief konstitusionele gronde. Die ander ding is die reg van 'n werkgewer om te besluit hoe hy sy besigheid wil bedryf. En met watter mense hy dit wil bedryf, en die kultuur van sy besigheid. Dit is, kultuur is waarskynlik, besigheidskultuur is 'n enorme belangrike ding. En dit is by gebrek aan besigheidskultuur, wat die staat lyk soos hy lyk, dat die SOE's, State-owned enterprises lyk soos hulle lyk. Hoe lyk hulle? Wel, hulle is almal tot aan die grond bestuur, hulle is hopeloos. So, wat het geword van hierdie instansies? Hulle het transformasie 'n oogmerk gemaak. Nou, Transnet bestaan om goeie treinvervoer, spoorvervoer daar te stel en goeie hawens te hê. Nou, ons het niks meer van dit oor nie. Ons hawens was van die beste in die wêreld, dit is nou dumps. Dit werk nie. Ons treinspore is, ons het nie, daar is binne nie meer treinvervoer in Suid-Afrika nie. So kan jy gaan na Eskom toe, wat die mees vooraanstaande utility was in die wêreld. Dit was topklas. Wel, die plek funksioneer nie, dit word met diesel lean net aan die lewe gehou. SAL is bestaan eintlik nie meer nie. Hulle soek vennote om hierdie ding te laat herleef, as dit, ek weet nie hoekom hulle dit wil doen nie. En so kan jy aangaan. Suid-Afrika se water en riolering is, as ons sê, elektrisiteit is 'n groot probleem, as water en riolering is 'n groter probleem. Wat het hier gebeur? Die kultuur binne maatskappye, binne hierdie instansies wat die doelwit moes gehad het om die land te bou en om hierdie plekke te laat werk, het hulle laat verval in die idee dat ons is hier met die oog op die kleurverandering van hierdie organisasie, en dit het hierdie organisasies verwoes. En Ramaphosa moet nou 'n land bestuur, en hy sê ons moet goed regmaak. Wel, hy kan nie. Dieselfde het gebeur met munisipaliteite. Ek dink die magteloosheid van 'n president, en hy moes dit geweet het, toe hulle hierdie goed aangepak het, as jy die kultuur in 'n maatskappy afgetakel het, die wil om die saamwerk, die span en die gees binne die span, sodra jy 'n stryd teweegbring binne daai konteks, maak jy daai plek tot niet. Nou enige ou wat verstaan die dinamika binne besigheid verstaan, sal vir jou sê, hierdie ding is waarskynlik die belangrikste ding wat 'n maatskappy kan laat werk. Hierdie is nie vir hulle eers 'n idee nie, die rede is, jy sien, as al die staatsdepartemente en hierdie SOE's, privaat besighede was hulle lankal genadiglik bankrot en toegesluit. Die geboue sou toegesluit gewees, gemogbol gewees het. Maar nou word hulle met belastinggeld aan die gang gehou. En transformasie het met belastinggeld plaasgevind, maar wat is die uiteinde? Die goed werk nie meer nie. Nou skuif hulle hierdie ding na die privaat sektor toe, hierdie mislukking, wat in alle opsigte in ons samelewing, in die infrastruktuur wat ons sien gereflekteer word, die swak diens in elke faset, die wil hulle nou op die privaat sektor afdwing. Nou vra hulle vir 'n besigheid, vir 'n CEO, hulle vra van my as die CEO van die HASA om nou hierdie ding toe te pas op NIASA, en hulle gee vir my 5 jaar tyd om dit te doen. Nou ek is blaatant oor, ek gaan dit nie doen nie. En ons gaan besigheid ook adviseer om dit nie te doen nie. Jy kan dit nie doen nie, dit is 'n kommersiële selfmoord.
Jy kan dit net nie doen nie. Dis onmoontlik. Jy moet die oomblik as jy van die beginsel van meriete afwyk, het jy die eerste stap geneem in jou eie ondergang en jy sal nooit daarvan herstel nie. Jy mag onder geen omstandighede nooit. Nou, as ou sê, maar Gerard, dit klink rassisties. Nee, ek sê dit geld vir alle rasse. As die persoon wat voor jou sit, alles in ag genome, die beste persoon is en hy swart, en ek sê alles in ag genome, kultuur, aanpassing, wie jou kliënte is, hoe jy hom gaan bedien, vakkundige vermoëns, nou. Nie eendag nie, nou. Ek kan nie prokureur aanstel hier by NIASA en dan sê, maar weet jy wat, ek gaan jou prokureur maak nie. Nee, jy moet een wees. As ek alles in ag geneem het en die ou voor my is swart, wat ook al, dan moet ek hom aanstel, want as ek nie doen nie, skiet ek myself in die voet. Dis al wat ek sê. As ek nou soms skertsend iets kan sê. Alles in ag geneem, die beste persoon aanstel, jy mag nooit van die meriete beginsel afwyk nie. So dit is waaroor ons hof toe gaan, daar word geïnterfereer met die reg van 'n besigheid om hierdie besluit te maak, dis ongrondwetlik. As ek net so 'n skertsende opmerking aan die kantlyn mag maak, dis my interessant dat ons in 'n tyd leef waar jy kan kies watter geslag jy wil wees, en of as jy identifiseer as 'n kat, mag jy identifiseer as 'n kat, maar as jy wit is jy wit, en as jy swart is jy swart, en daar kan jy nie identifiseer as iets anders. Ja, is nie so nie, dat skole is hulle sensitief, as hierdie kind wil nou deesdae 'n kat wees, en as die onderwyser in die moeilikheid, as hy sê, man, jy moet jou nie belaglik hou nie. Maar dit dan daar gelaat, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Gerard, so wat beplan julle om te doen? Ons het vlugtig verwys na die hofsaak, wat staan ons te doen? Wel, ons het laasweek 'n aankondiging gemaak, ons begin, ons is reeds, die regspan is reeds aan die werk nou, ons begin eintlik nou, ons het al 'n tyd gelede begin, baie werk is al gereed. So binne 'n kort tyd van nou af is ons in die hof. Eerstens, hierdie ding het twee elemente. Die eerste is die tegniese argument, dit gaan oor prosedure. Kortliks, in 2023, 2024 het die staat, die Departement van Arbeid, met die publiek gekonsulteer in chaotiese omstandighede. Mense is met busse uitgery na vergaderings en daar het hulle lot goed gaan kwytraak. En daar was nie regtig sprake van sinvolle konsultasie oor hierdie goed nie. Ons het ook nie daaraan deelgeneem nie, want dit was nie die plek om dit te doen nie. Jy moet daar op 'n plek gaan staan en 'n toespraakie maak waar jy doodgeskreeu word. Maar ons het vir die staat gesê 2023, 24, dit wat julle doen, kan julle nie doen nie. Die magtigende wetgewing wat julle in staat stel om hierdie konsultasie te hou, bestaan nie. Nou, iemand sê hulle kom ons net gekonsulteer het. Nee, daar moet magtigende wetgewing wees wat sê, jy moet oor iets konsulteer en die konsultasie moet 'n bepaalde formaat wees en dit moet binne 'n bepaalde konteks plaasvind en daar moet seker goed gebeur voordat jy kan konsulteer. Nou, hulle het niks van dit gedoen nie en toe kondig die president al dat die wet in werking tree 1 Januarie. En hy sê ook die regulasies. En toe sê ons in Desember vir die president dat indien hy hierdie regulasies in werking stel, die wet is een ding, jy kan hom nou maar in werking stel nou, ons gaan dit later beklei, maar nou kan jy nie die regulasies in werking stel nie, dit was Desember. En as jy 'n wet in werking stel sonder regulasies, beteken die net wet niks nie, want 'n wet sê jy moet spring. Regulasies sê jy moet 2 keer 'n dag spring en jy moet 'n voet hoog spring. Ja. As jy dit nie sê nie, dan kan jy nie dit meet nie. En toe doen hulle dit nie Januarie nie, maar hulle probeer toe hierdie gemors regmaak tussen Januarie en nou. En toe hou hulle sessies, konsultasiesessies. Hulle hou 18 konsultasiesessies vir 18 breë gedefinieerde industrieë wat ook belaglik is. 18 van 'n uur en 'n half. So hulle kry vervaardiging, het hulle 'n konsultasiesessie. Nou, hulle noem vervaardiging is een sektor so vervaardiging, maar dit is nie, daar is 30 elemente van vervaardiging. Daar is die staalbedryf, die motorbedryf, dit is totaal verskillend, chemiese vervaardigingsbedryf, kosvervaardigingsbedryf, en so kan jy aangaan, maar hulle sit alles in een, en hulle hou 'n uur en 'n half konsultasie. 75 minute van die uur en 'n half, van die 90 minute verduidelik hulle wat hulle gaan doen, en dan laat hulle 15 minute toe vir 1000 mense om hulle sê te sê, en dan sê hulle ons is klaar. Maar
en dit doen hulle binne 7 dae, konsulteer hulle met 18 industrieë, totale gemors, en ons sê weer vir hulle, ons sê nou vir julle dat as julle voortgaan met die regulasies, gaan as julle in 'n dringende aansoek hof toe vat, hulle het nou voortgegaan daarmee, hulle stel die goed in werking, is in werking gestel, die eerste verslaggewende datum is in September, en nou gaan ons hof toe. Die eerste een is 'n dringende aansoek, waar ons die regulasies aanval. Dit gebeur onmiddellik. Dis wat nou gebeur. Die groter saak teen die wet self, dis 'n konstitusionele saak, dit kom, maar dis nie nou nie. Verseker gaan ons die konstitusionaliteit ook aanveg, maar op die oomblik begin ons net by die regulasies, en ons hoop dat as hulle werklik met die regulasies deel en sien wat die praktiese implikasies van hierdie ding is, dat hulle tot hulle sinne sal kom. Maar hierdie feit, Sarina, gaan nie ophou nie. Hier sal ons nie stop nie. Ons kan nie stop nie. Met alles wat in ons is, gaan ons hierdie ding beklei. Dit is drakonies en ek is dankbaar om te hoor dat jy geesdriftig is hieroor, Gerard. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Verseker nie die laaste keer wat ons met jou gaan gesels oor hierdie regulasies nie, en alle sterkte ook vir die voorbereiding wat nou wag van die volgende paar weke. Dankie, Sarina, dit was 'n voorreg. Gerard Papenfoes wat by ons aangesluit het van NIASA.